My liewe broer en suster, as ons kyk na die dinge in die wêreld, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, te vermoor. In hierdie week alleen, as ek kyk, hoe hulle daar in Kempton Park 'n kerk heeltemal beroof het, alles klank, al die musiekinstrumente, alles beroof het. Dan besef jy, die dief gee nie om wat 'n kerk is nie. Hy gee nie om wat dit ook al is nie. Jy weet, in die Kaap, so rukkie gelede het hulle in 'n kerk ingestorm. Hulle het almal se selfone gevat, almal se horlosies, almal se beursies. Almal aangehou met gewere. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons is nie gevrywaar nie teen die aanvalle van die duiwel nie. Maar weet jy wat? Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. En daarom kan ons die vyand se werke verbied en sê, Satan, jy steel nie by my. Jy gaan nie verder met jou aanvalle nie. En dan pleit jy die bloed van die Here oor jou en jou familie en almal wat vir jou lief en dierbaar is. Pastoor, maar kan ek die bloed van die Here pleit? Ja. The blood has never lost its power. Die bloed van Jesus Christus reinig nog. Die bloed van Jesus Christus reinig en red nog siele. En ek wil vanmôre vir die kerk van Christus sê, kom, ons kom in eenheid, soos nog nooit van tevore nie. Ons aanbid 'n lewende God. Ons aanbid die koning van die konings. En ek wil vir julle gou sê, laas naweek na die doopdiens, daar het Andrew werk gekry. Daar het Dion, hoor ek nou, ook werk gekry. Gary het ook werk gekry. Yes, kyk daar. Omdat 'n mens al die lof en die eer kom aan die Here toe, want hy's 'n God van wonders. Ons moet net gehoorsaam wees en luister en ons God sal antwoord. Hy's die antwoorder van gebed. Down on my knees, I found my Jesus. My broer en my suster, dis tyd dat ons meer op ons knieë spandeer. Meer die woord bestudeer. Ek sê altyd, ons gebed praat jy met die Here. Lees die woord, dan praat die Here met ons. Prys sy wonderlike naam. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. Ons dank U vir U woord. Ons dank U dat ons U woord kan lees. En ek wil nou bid, Here, dat elke gedagte ingestem sal wees om die woord te ontvang vir elkeen van ons. Soete Heilige Gees, ek bid dat U elkeen sal aanraak, elkeen sal, dat niemand hier gaan uitstap soos ons ingestap het nie. Ek lê myself aan U voete, Here. Dan is dit ons man net die instrument waar U deur kan werk. Gebruik my tot eer en verheerliking van U kosbare naam. Amen. Ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat, en wel in 2 Korintiërs, die 3de en die 2de hoofstuk. Ek wil vir u vra, eers, is jou bedekking al weggeneem? Pastoor, wat bedoel jy met, is jou bedekking al weggeneem? Weet, kom ek wil vir u vanmôre sê, die vyand kom, en hy bedek jou gees en jou verstand, sodat jy nie kan sien en hoor en dit inneem wat die Here eintlik vir jou instoor het. Die duiwel maak jou doof vir die stem van die Here. Die duiwel maak jou blind vir dit wat die Here wil hê jy moet sien. Hy bedek, hy maak toe. Toe Moses van die berg afgekom het en sy gesig, omdat hy in teenwoordigheid van God was, het sy gesig so geblind dat hulle hom nie kon kyk nie. En hulle sê, nee, ons moet jou gesig bedek.
Ons kan nie kyk na jou gesig nie, want jy skitter te veel. Jy blink te veel. Want ek glo dat hy het soos die son geskitter toe hy in die teenwoordigheid van 'n Allerhoogste God was. En my broer en my suster, as ons kyk wat die woord van die Here vir ons sê, dan sê hy vir ons, 2 Korintiërs 2 vanaf die 14de vers, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Hoor mooi. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Die reuk van sy kennis. My broer en my suster, ons moet die reuk van God se kennis versprei. We must be the fragrance of God. Ons moet die reuk versprei. Ek wil vir u vanmôre sê, as die mense jou sien, moet hulle ruik en sê, maar, dis 'n kind van God hierdie. Ek weet nie of julle al regtig agtergekom het as jy met 'n demoon te doen het nie. Het julle geweet hy stink? Hy stink. Maar 'n kind van die Here dra die fragrance, die reuk van Christus. Hoor wat sê die woord? Hy sê, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. So eintlik moet ons die reuk van die kennis van God oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Pastoor, hoe nou? Onder die wat gered word en wat verlore gaan. Hy sê vir ons reguit, hy sê vir die laaste, 'n reuk van die dood tot die dood. Vir die wat verlore gaan is dit 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is dit? En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Sien jy, as u in Christus begin spreek, dan is u 'n reuk van Christus vir hulle wat verlore gaan, is dit dood tot die dood. Want hy besef, genade, ek gaan dit nie maak nie. Maar weet jy wat? God het nog steeds vir hom genade, dat hy homself kan bekeer, dat hy weer kan terugkom na die Here toe, en dat hy weer op die plek kan kom, waar die Here hom kan gebruik as 'n instrument. En daarom moet die kinders van die Here die instrumente begin wees om uit te gaan en die mense te kan vertel, daar waar jy beweeg, daar's 'n God wat lewe, daar's 'n God wat my vrygemaak het, hy het my losgemaak van die bande van die dood, en hy het my lewe gegee. Ek weet dat ek lewe, en Christus lewe in my. Amen. Christ in me, the hope of glory. Dit is wat so wonderlik is, as Christus in jou lewe is. Man, is dit so wonderlik om te weet, jy gaan nie sterwe nie, jy gaan eintlik, die dag as jy sterwe, gaan jy van die lewe tot die lewe, gaan jy uit hierdie aardse lewe, in jou hemelse lewe, en jy weet, jy is meer as 'n oorwinnaar, want hy wat in Christus is meer as 'n oorwinnaar. Daarom wil ek vanmôre vir die kerk van Christus waarsku, kom ons begin ons lewens reg kry, en in lyn kry met God se woord, en kom ons kom in lyn met die koning van die konings. Ek wil vanmôre vir u ook sê, hoor wat sê die woord vir ons in 2 Korintiërs 3 en daarvan af die 14de vers ook. Hy sê, maar hulle sinne is verhard, die wat verlore gaan, hoor wat gebeur. Hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament, hierdie bedekking, sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Sien nie? Baie mense is so onder die bedekking, dat dit nie vernietig word nie. Daai bedekking moet vernietig word. Daai bedekking moet deurgebreek word. Want as die bedekking nie deurgebreek word nie, dan kry jy nie die oorwinning nie. In Christus kry jy die oorwinning. Hy sê vir ons,
Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Sien, hulle harte word bedek. Het jy al gesien as jy met 'n man of 'n vrou oor die dinge van die Here begin praat, en die volgende oomblik is dit asof hulle so waas in hulle oor kry. En sê, hulle is nie meer nie, by jou nie. Dan kan jy maar ophou praat, want hulle wil nie meer luister nie. Hy het 'n bedekking wat daar sou moet gebreek word. En daarom wil ek vanmôre sê, kind van die Here, ons moet bid dat die Here die bedekking sal wegneem van mense se harte. Bedekking sal wegneem van die kinders van die wêreld, mense daar buite, laat hulle bedekking gelig word, laat ons deurbraak kan kry. If we want revival, we must ask the Lord to take away that's holding back. Hoor wat sê die woord? Ja, tot vandag toe. Wanneer die Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Wow. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal, hoor mooi, ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Halleluja. Het julle al gesien? As jy by iemand kom wat 'n kind van die Here is, en jy begin met hom praat, dan voel jy maar daar's iets wat saamstem. Daar is iets wat hierso, ek kom agter hierdie boetie, hierdie sussie, het dit wat ek ook het. En die Gees vertuig saam met sy Gees dat hulle kinders van die Here is. En as jy 'n kind van God is, dan begin jy met mekaar begin deel. En dit is sommer kort, as jy spreek van julle ook so, sommer net in 'n kort rukkie, dan begin jy oor die dinge van die Here praat. Then the things of this earth grow strangely dim. Dan word jy net meer en meer vasgevang in dit wat die Here wil jou gee, en dat jy wil sê, maar my boeta, my sussa, het julle geweet, dit wat die woord sê, die Here het hierdie vir my oopgebreek, die Here het dat vir my oopgebreek. Kom jy agter, daai reuk begin dan werk. En jy kom, ek stap nou die dag in 'n winkel in, en ek kom by 'n persoon en ek kyk hom so. Ek sê vir hom, jy's 'n kind van God. Hy sê, hoe het jy dit geweet? Ek sê, ek kan dit sommer sien. Hy kyk vir my so. Hy sê, jy's 'n pastoor. Ek sê, hoe kan jy dit sien? Hy sê, ek kan dit ook sommer sien aan jou en aan jou spraak. Onthou, jou spraak gee jou weg. Onthou vir Petrus, toe sy bedekking gelig word, toe kon hy praat daar so saam met hulle, en die mense sê, maar jy was een van hulle, jy was een van sy disippels, sy spraak gee hom weg. Die meisie sê vir hom, jy het van daai Galileese manne. Kind van God, jou spraak gee jou weg, jou gesig gee jou weg, want jou bedekking is gelig. En daarom wil ek vir die kerk van Christus vra vanmôre, elke luisteraar, dat ons moet vra, Here, lig die bedekking van die kinders van die Here nog meer. Steek ons meer aan die brand, dat ons aan die brand sal wees vir die koning. Hy sê vir ons hierso, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Nou kom ons, die bekering, hy sê hierso, bekering, is van kardinale belang. Hy sê daarso, hoor, ek gaan net gou weer vir julle daar lees. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Weet jy, dis waarom bekering so belangrik is. Dat daar so mense sy hart vir die Here moet gee. En sê, Here, ek het die ou mens afgelê, soos daar in die doopbad.
Die ou mens word begrawe, die nuwe mens staan op. Nou kom as die vyand dan kom, ou Dion, as die vyand jou nou wil aanval en sê vir hom, hey, die ou Dion lê in die begrawe. Ek is die nuwe Dion wat hier staan. Daarom my broer en my suster, is dit belangrik dat die bekering moet ons deurdra en ons moet die Here vra dat ons gevul word met die krag van sy sterkte. In die tyd wat ons in lewe, is ons op die punt waar die kerk van Christus kragteloos geword het. Ons moet bid, Here, gee vir ons weer die krag van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Is dit nie tyd dat ons sê, Here, laat die Heilige Gees op ons kom en op ons bly nie? Want Here, ons soek die krag van God se Gees en laat die vyand se werke verbreek sal word. Die Gees gee vryheid. Hoor wat sê hy daar vir ons? Hy sê, die Gees gee vryheid. Terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Waar sien jy die heerlikheid van die Here? As jy in 'n spieël kyk, hoe gou vir jy dit vra. Wie sien jy in 'n spieël? Wow! Jy sien jouself, maar jy gaan die heerlikheid van die Here aanskou. Dis hoe die Here wil hê ons moet wees. Dat ons so vol is van die Heilige Gees en die krag van God. As jy in die spieël kyk en sê, maar jy sien nie jouself nie. Jy sien die heerlikheid van God wat deur jou straal, wat deur jou werk en wat jou aanraak en sê, Here, wow, Here, ek is u kind, ek is vol van u. En Here, ek sien die heerlikheid van God wat uit my begin straal. Is dit nie wat ons moet wees nie? Is dit nie ons moet vra, Here, laat u heerlikheid deur ons beweeg nie? Hoor hierso, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. My broer en my suster, mag die Here gee dat ons van gedaante verander word na heerlikheid, na heerlikheid. Mag die Here gee dat ons meer en meer sy heerlikheid in ons lewens ervaar. Vanmôre wil ek u vra, ons moet oorgee, al hoe meer oorgee. Weet as ek en u, ek het vanmôre gesê, as ek en u net soos Amelia sê, jy so staan, dan gaan jy net 'n bietjie kry. Jy moet so begin maak. Ek sê, Here, ek soek u volheid. Ek soek u volheid. Here, ek soek dat u my sal vul, dat u met deur my kan werk. Here, dat ek op die plek sal wees waar die krag van God geopenbaar kan word. Here, my broer en my suster, as ons vat waar Johannes en Petrus in die straat afloop en daar lê die siekes en as hulle skaduwee op hulle val, word hulle gesond. Weet jy wat is omdat die heerlikheid van God in hulle begin werk het en deur hulle vloei. En dit is, as hulle in die spieël gekyk het, dan sien hulle net die heerlikheid van die Here raak. Daarom my broer en suster, moet ons vra, Here, help ons, dat ons krag ontvang en dat ons van heerlikheid na heerlikheid toe verander sal word. Here, gebruik ons. Daarom moet ons ook weet, daar's niks wat bedek is by God nie. Weet, baie mense sal dink, ag, pastoor, jy weet, ek doen nou maar hierdie ou sondetjie, dis alright. Daar's niks bedek by God nie, God ken alles. Jy kan niks bedek en wegsteek vir God nie. God weet presies hoe jy lyk. God ken alles van jou af. God weet van jou swaar kry. God weet van jou seer kry. God weet van alles. Maar weet u wat? As ons vrykom in die Here. Gisterand kon hy, demone kon nie eers by die hek inkom nie, hulle steek vas en sê, ek kan nie ingaan nie. Maar weet jy, toe daai man vry is, toe is hy oorwinning, en hy sê maar, wow, dis awesome om die Here te ken. Ek wil vanmôre vir jou sê, kom ons begin bid, Here, laat die werke van die vyand verbreek word, laat die krag van God geopenbaar sal word. En dan ook my broer en my suster wil ek vir u vanmôre sê,
Pastoor, maar jy hamer ons oor hierdie bedekking. En weet jy wat is die ander ding wat die bedekking eintlik moet oorvat in ons lewens? Ons vind dit in 1 Korintiërs. Hoor mooi wat sê die woord hierso vir ons. 1 Korintiërs, die 11de hoofstuk. Ek dink ek ken nou wat ek gaan lees. Hy sê hierso vers 13. Luister hier. Hy sê oor die liefde. 1 Korintiërs 13. Hy sê hierso, die liefde bedek alles. Die liefde hoop alles. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. My broer en my suster, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. En daarom as ons begin sien, en ons begin die heerlikheid van die Here sien in die spieël, en jy begin besef, maar die Here is besig nou om my te verander, dan kyk jy nie meer in die raaisel, maar jy begin dan die werklikheid sien, wat die Here vir jou eintlik instoor het, want jou bedekking is weg. Die bedekking het plek gemaak vir die liefde van Christus, om deur te breek. Hy sê vir ons, nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. My broer en my suster, kom ons roep die Here aan, vir 'n groot deurbraak. Hoor wat sê hy vir ons? Lukas 12 vers 2. Daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word. My broer en sussie, moenie probeer dinge wegsteek nie. Die Here ken alles. Hy weet alles. En hy wil vandag vir jou sê, kom vry daarvan, kom los daarvan. En ek wil vir u sê, die bedekking moet weggeneem word uit ons uit. Ons moet niks probeer bedek nie. Sê, Here, hier is ek. Ek is 'n oop boek vir u. Here, kom raak my aan. Verander my. Help my, lei my, en dat ek sal wees die persoon wat u wil hê ek moet wees. Here, dat ek die liefde van Christus sal kan uitstraal. Dat ek daai heerlikheid kan uitstraal vir die mense om my. Laat die mense om my kan sien, ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Jy hoef dit nie te sê nie. Ek sal nooit vergeet nie, 'n ander pastoor het so ruk gelede preek hy. Hy sê, weet jy wat, gaan en verkondig die evangelie van Christus aan die ganse mensdom. Hy sê, en as dit nodig is, sê dan iets. Hoe kan dit wees? Want jy die bedekking weg is, en die heerlikheid moet die mense trek. Dit wat jy het, moet regtig, as jy by hom verbygaan, en hy moet dit sien, en hy kyk en hy sê, maar werklik, ek wil ook hê, wat Danny. Ek wil ook hê, wat Danny. Daai honger moet in ons opgewerk word. En nie net in ons nie. Ons moet dit uitstraal, vir hulle om ons. Dat hulle wat die wêreld is, dat die wêreld kan sien, jy is 'n kind van God. Hulle hoef dit nie te vra, maar wie is daai? Die bedekking is gelig. En daarom wil ek vanmôre vra, my broer en my suster, kom ons begin al hoe meer. Vra, Here, as daar nog 'n bedekking in my is, tel dit op, vat dit weg, maak my reg. Spreuke die 10de hoofstuk. Die 12de vers. Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Sien jy wat doen dit? Jy haat wat mense het. Jy dink jy bedek jou met haat, dit werk nie. Haat bring probleme. Maar die liefde van Christus bedek alles. Daarom moet ons, jy vat die bedekking van hierdie wêreld weg. En jy word deur God se liefde bedek. Weet jy, en as jy dan deur die bedekking van God se liefde is,
dan gaan jy van heerlikheid na heerlikheid. Dan gaan jy van oorwinning na oorwinning. Dan kan jy ook sê, as mense jou kwaad doen, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Dan kan jy ook soos Jesus op die kruis gestaan, die laaste woorde waar hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. My broer en my suster, ek en u moet vasgryp soos nog nooit van tevore nie en sê, Here, help ons. Wie is u, ons God en leidsman? Vind ook. Daarom wil ek vanmôre vir u vra. En luister baie mooi wat die woord van die Here vir ons sê. Ons vind dit in Psalm 32 vers 8. En dit moet ons uitroep aan die Here wees. Sê Here, want wat sê die Here vir ons? Hy sê ek wil jou leer, onderrig en leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Is dit nie wonderlik om te weet, as my bedekking gelig is, dan gaan die Here jou onderrig en leer. En hy gaan vir jou aangaande die weg wat jy moet loop. As jy die ander weg wil loop, sê die Here, nee, hier is die weg. Wandel hierin. En as jy daai weg bewandel, dan sê hy, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wow. Is dit nie wonderlik om te weet? As ek die weg loop wat die Here wil hê ek moet loop nie, is sy oog op my nie? Weet nie wat jou wêreld se oog kan maar op jou wees. Maar ek gee net om vir een oog wat op my moet wees. Dis die oog van die Here. Laat die Here my sal lei, dat hy my sal vat, dat hy my sal bedek met sy liefde, dat ek oorwinning sal hê in hom. Laat die bedekking van hierdie wêreld weg sal wees. Dit wat ek my mee bedek het, weg sal word. Maar Here, bedek u my met u liefde. Vat u my en maak u my soos wat u wil hê. En onderrig my en leer my. En laat u oog op my sal wees. Is dit u vanmôre, u uitroep vanmôre? Is dit u hart begeerte vanmôre? Te sê, Here, lei my. Vat my eie wyses en my eie dinge, my eie denke, my eie bedekking. Vat dit weg, Here. Maar by bedek my met u liefde. Kom ons sluit die oë in hierdie plek. Hemelse Vader, u ken elkeen van ons bedekkinge wat ons oor ons sit. U weet waarmee ons almal besig is en wat ons doen. Here, ek bid dat dit welbehaaglik voor u sal wees. Dat u ons sal help. Dat ons dit sal doen wat u welbehaaglik is. Meester, dat ons die bedekking van hierdie wêreld sal afruk. Die bedekking wat ons dalk onsself mee besig gehou het tot hier toe. En meester, dat ons bedek sal word deur die Heilige Gees. Want as die Heilige Gees ons bedek en ons lei, dan weet ons, die oog is op ons en u sal ons deurdra. U sal ons nimmer laat val nie. U sal ons nooit laat terugkyk nie. Maar meester, u sal ons wys die weg wat ons moet gaan. Bid vanmôre, kom seën elke een in hierdie gemeente. Versterk ons, lei ons tot daai dag wanneer u kom om ons te kom haal. Ek bid dit alles vanmôre in die kosbare naam van ons koning Jesus Christus. Amen.